Dani vertel dat sy ervaar en beleef oor die blydskap wat daar in die hemel is. En die opgewondenheid wat daar in die hemel heers. Wat 'n voorreg om so 'n gesig te kan sien. Ons verwelkom u almal hier by die Kuilsrivier, Care Village in Kuilsrivier, by die eerste dag van 2026 sy erediens. Baie welkom saam met ons vanmôre. Ek wil net seker maak wie dit in jou kop. Dit lyk so. Goed. Jy sien, Marlene is nie hier om volgende die opname na te gaan vir ons nie. Maar baie dankie, Marietjie. Ek wil vanmôre met u praat oor 'n tipologie. Nou, 'n tipologie is 'n tipe. Dis 'n vergelyking. Dit is 'n gelykenis. Jesus het gelykenisse vertel en dit is eintlik basies tipologie wat hy vertel het. En nou in Lukas hoofstuk 5, vers 37 sê, en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeur en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saam behou. En niemand het ou wyn gedrink wat wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die oue is beter nie. So dit is nou Lukas hoofstuk 5 vers 37 tot en met vers 39. Nou vir my tema vir hierdie jaar is 2026, die jaar van 'n nuwe wynsak. Nou die tipologie, hoekom die nuwe wynsak? Nou dit ook iets anders baie interessant, is dat daar 2 woorde nuwe in ons geleese skrif. Hy sê nuwe wyn, nuwe sakke. Maar weet julle wat nou interessant is? Dis 2 verskillende Griekse woorde. Die eerste een wat sê nuwe wyn is neos, N-E-O-S. Dis die Griekse woord. Nou, daai woord word eintlik aan God toegeskryf. Dit beteken God maak die nuwe wyn. God skep in ons 'n nuwe skepping. God verander die ou mens hier binne in ons en hy maak van ons 'n nuwe skepping met nuwe karakters. Ek kan nie onthou toe jy tot bekering gekom het en jy die eerste dag by die werk gekom het en almal so geluister het en gesê, wat het met die man aangegaan? Ja. Hy vloek nie meer soos gister nie. Want daar sit nuwe wyn in hom. Die neos, die N-E-O-S, het in hom kom woon. God het dit ingebring. Maar nuwe wynsakke, daai Griekse woord vir nuwe wynsakke is 'n woord wat aan mense toegeskryf word. So, dit is ek en u wat hieraan moet werk om nuwe wynsakke te wees, sodat God se nuwe wyn in ons kan kom sonder dat dit uitloop. Want hy sê as jy dit in ou wynsakke gooi, gaan die wyn uitloop. Maar vriende, as ons nou na hierdie tipologie van nuwe wynsakke kyk, is daar sekere elemente waaraan ons moet kyk. Eerstens, om 'n nuwe wynsak te maak, moet 'n dier sterf, sodat die dier afgeslag kan word, sy vel afgehaal kan word, daai vel moet gebrei word, die stikkende merke op daai vel moet herstel word, dan moet daai vel saamgevoeg word, hy moet steke kry, hy moet gebrei word en so meer, verskoning. En dan op die einde gooi hulle wyn oor daai sak
om hom te seël en ook te sorg dat hy die vrot word. So, dis 'n proses, net om 'n wynsak te maak. En 'n nuwe wynsak te maak, sodat die nuus wyn in ons kan kom. Nou, die tipologie is dat om vir my en u 'n nuwe wynsak hierdie jaar te kan wees, moet ons sterf. Paulus sê ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Hey, halleluja. So om 'n nuwe wynsak te wees, moet ek sterf. My begeertes, my verlange, my wil moet sterwe. Ek kan nie meer 'n tantrum gooi nie. Jy almal weet wat tantrum in Afrikaans is. Dit is 'n vloermoer. So, dis die korrekte Afrikaanse woord. Wanneer ek 'n nuwe wynsak in Christus is, kan ek nie meer 'n tantrum gooi nie. Ek kan nie meer my eie begeertes vooraf opstel teenoor wat die Here vir my instoor het. Die ou mens het gesterwe. Kyk, alles het nuut geword, sê Paulus daar in Korintië. En dit is nie 'n maklike proses om te sterwe nie. Dis 'n seer proses. Dis 'n seer proses om jou eie ek weg te gooi. 'n Baba, kyk daar 'n baba, hulle het hulle eie ek, hulle het hulle eie willetjie. Kyk wat daar as 'n ma in die winkels loop met 'n jong baba kleuter, want hy is nie 100 jaar nie, dan is daar een of ander geskreeuery daar in die gange van die winkel. En net so is dit ook baie keer in die kerk, dat mense wil in die gange skree, omdat hulle nie hulle eie wil kry, soos wat hulle dit wil hê, en wat hulle verwag, die Here vir hulle moet doen. Jy weet, hulle daai vooraf opgestelde lysie, dis wat ek wil hê, asof God Kersvader is, wat net na hulle geite moet ronddans. En nou kom die Here, hy sê, maar nuwe wynsak. Nou vir my en u, die eerste stap wat ons van vandag af moet kom, is om te sê, Here, ek wil sterwe. Hierdie eie ek wat nog hier my eie lewe is, my eie opgestelde idees, my eie onbekwaamheid, dat ek moet dit aflê, ek moet dit sterwe, sodat Heilige Gees in my kan kom lewe. En dan die tweede wat dan natuurlik gebeur is, dit moet afgesny word, daai vel. Is daar al nie baie goed wat aan ons hang, wat op wêreld is? Jesus. Dink maar net daaraan, as daar 'n taxi voor jou inry, daar hang nog 'n paar goedjies hier aan jou nek. Nou, ou praat skielik vingertaal met die man. En baie keer praat jy met die man sonder dat jy eers hoor wat jy vir hom sê. Want jy sit in jou kar en jy gaan te kere binne in die kar. Wanneer daar 'n ding op jou tone val en jy kry seer, die taal wat jy dan gebruik, kom nie in 'n woordeboek voor nie. En nou kom die Here, hy sê, jy moet sterwe, en nou moet jy begin 'n heiligmaking na ja. Jy sien, wanneer ek tot bekering kom, kry ek die status van heiligmaking. Maar nou moet ek deur die heiligmakingsproses gaan, die eksperimentele heiligmaking. Dis die tweede proses, en dis 'n groeiproses. En in hierdie groeiproses is daar goed wat moet afgesny word. Ek sal nooit vergeet toe ek 'n student word, 'n eerstejaars student, staan die rektor op, Dr. Barry Hertzog Prinsloo, en hy gee sy getuienis, en hy sê hy het die Sondag tot bekering gekom, en die Saterdag hardloop op die veld, en die Heilige Gees sê vir hom, wat soek jy? Jy hoort nie op 'n rugbyveld. Jette, ek gaan
terug daar na sy kantoor toe sê, dok, ek het 'n probleem, ek het in 68 tot bekering gekom, is nou al in die 75, die Here het nog nooit gesê, ek kan nie rugby speel nie. Sê, nee, moenie, daar gaan 'n dag kom waar die Here vir jou gaan sê, nou moet jy dit afsny. Ja, want wat die Here vir hom gesê het, wat die Here vir my gesê het, is twee verskillende paaie, want hy werk met ons as individue. So as die Here vir jou sê, jy kan nie meer 7de laan kyk nie, moet dit nou nie op Facebook sit, 7de laan is sonde nie, net vir jou sonde. Ok. Maar dis die proses van die afsny van daai ou natuur van jou af. Daar is soveel van die ou goed wat ons so vashou en wat ons nie van ontslae wil raak in ons geestelike lewe. En dit bring dat ons nie geestelik kan ontwikkel en groei soos wat die Here wil hê ons moet groei. Want ons hou daaraan vas, ons wil dit nie laat afgaan nie. En die Here jaag ons, hy sê, jaag heiligmaking na. Wees heilig, want God is heilig, sê die woord van die Here. Maar nou wil ek net sê, onthou jy kry die status, dan groei jy in jou heiligmaking. As jy in die hemel kom, kry jy uiteindelike heiligmaking. Dan moet jy gebrei word. Daai vel word gebrei, nadat is nou geslag afgesny, nou lê daar, nou brei hulle. En dis geestelike groei. Wanneer jy geestelik wil groei, dan moet jy bereid wees om 'n bietjie gedruk te word. 'n bietjie geknak te word. Partykeer skeer daar goedjies in jou lewe wat weer moet toegewerk word. Dinge wat jy nie gedink het nog in jou lewe is nie, wat veroorsaak dat jou vel geskeur het. En dan kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees herstel jou geestelik. Maar dan moet jy bereid wees om geestelik te groei. To following the steps of your rabbi. Dis wat jy moet doen. Jy moet in die voetspore van jou rabbi Jesus Christus volg. Sodat jy kan groei. Paulus sê, ek moes al lankal vir julle T-bone steaks gegee het, maar ek moet nog steeds melk gee, want julle het nog nie gegroei nie. Dis tyd dat julle van die melk afgaan en begin 'n vaste stowwe eet. Nou dis daai brei proses waarin ons is. En dan kom hy, en dan werk hulle ou toe. En dis disipelskap. Gaan en maak disipels. Daar's tyd dat ou moet groei in disipelskap. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis 'n disipelskap wat ons leer. Dit is ons ouers wat ons geleer het. As jy vandag jou gebed moet opneem en dit terugspeel, dan gaan jy jou ma hoor bid. Jy gaan jou pa hoor bid. Want hulle het jou geleer bid. As jy die Bybel vat, baie keer van ons lees 'n sekere boek in die Bybel. Hoekom? Want dis waar hy ons pa gelees het. Dis waar hy ons ma altyd huisgodsdiens gedoen het. Ek is geweldig lief vir Psalms en vir Jakobus. Julle kan maar gaan kyk by my ma se Bybel, ek weet nie wie hom geërf het nie. Maar daai twee boeke is vreeslik bekrag. Want dis wat ons geleer het, disipelskap, dis waar hy ons groot geword het. Dis waar ons waardes gekry het. En dit is nie altyd so lekker om toegewerk te word. En dan kom, as daai alles klaar is, lê daai wynsak daar. Hierdie proses. En dan kom die mees belangrikste aspek van die hele proses. En dis wanneer die wyn en die olie oor daai sak gegooi word. Wanneer jy die salwing van die Heilige Gees in jou lewe het. En dit is nodig dat ek en u daagliks die salwing van die Heilige Gees
oor ons lewe sal pleit. Daar's 3 salwings in die Bybel. Die eerste een is die koninklike salwing, wanneer die koning gesalf word. Dis 'n eenmalige gebeurtenis. Hulle salf die koning een keer en hy's koning. Die priesters in die Ou Testament moes daagliks, elke oggend, moes Aaron, die hoofpriester, die priesters gesalf het. En toe Aaron dood was en die hom opgevolg het as hoofpriester. Elke oggend die disippels, die priesters gesalf. En ek en u het nodig om elke oggend te gaan en te sê, Here, ek het 'n nuwe salwing, 'n dubbele mate van u salwing in my lewe nodig. Net soos wat Elisa vir Elia gesê het, laat 'n dubbele mate van u salwing op my val, laat die mantel op my val. En dit is wat ons nodig het, dat Heilige Gees mantel op ons val, op 'n daaglikse proses. Want as ons in die salwing lewe, nie, vriende, dan gaan ons wynsakke regtig lek. Want dis daai salwing wat hom verseël. Dis die salwing, dis daai olie wat hom maak dat hy nie lek nie. Die derde salwing is natuurlik om vir siekes te bid. Van die woord van die Here in Jakobus 5 vers daar by 23 rond, wat sê, as daar iemand siek onder julle, laat die ouderlinge inkom en hom salf en hy sal gesond word. So dis die 3 salwings, koning, priester en vir genesing. En partykeer het ons geestelike genesing ook nodig. Het ons ook nodig dat ons moet sê, Here, hier binne in my is ek 'n bietjie siek. Wil nie my nie salf nie. Dat daar innerlike genesing sal plaasvind in my lewe. Here, ek het nodig om daagliks die priesterlike salwing te ervaar en te beleef. Nou, die priesterlike salwing is fantasties. Spreek met Aaron en sy seuns. So moet hulle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Nou daai seën is die salwing, hè? Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis die salwing wat ek en u elke oggend moet voorbid. En dit is Numeri, hoofstuk 6, vers 23 tot en met vers 26. Dit is wat jy elke oggend kan bid. Here, laat u glimlag oor my rus. Here, laat u salwing oor my rus. Laat u vrede in my rus. Halleluja. Soos Numeri, hoofstuk 6 vers 23 tot en met 26, die hoofpriesterlike gebed van Aaron wat die Here gegee het. My vraag vanmôre is jy gereed vir hierdie uitdaging om 'n nuwe wynsak te word? Of wil jy nog met die wynsak van 2025 rondloop? Is jy bereid om 'n wynsak van 2026 te wees? Is jy bereid om te sterwe? Is jy bereid om afgesny te word? Is jy bereid om deur die proses te gaan van brei? Is jy bereid om deur die proses van herstel, van regmaak? Is jy bereid om vasgemaak te word, geheg te word aan die Here? Met die salwing van die Heilige Gees in jou lewe. Is jy bereid? Is jy hier om te sê, Here, 2026 is ook my jaar van nuwe wynsakke. Ek gaan die ou wynsakke weggooi. Ek gaan nou bou aan 'n nuwe hoofstuk in my lewe. 'n Nuwe geskiedenis, 'n nuwe verhaal begin ek vandag, Here, op
die 1 Januarie 2026 en DV aan die einde van die jaar, Here, wil ek die beste wynsak wees wat daar in U koninkryk is. Is jy bereid om dit te doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier aan die begin van 'n nuwe jaar, kom U met hierdie tipologie na ons toe. En Here, ek bid dan nou vanmôre dat U ons sal help. Here, dat U vanoggend ons harte sal aanspreek, sodat ons 'n wilsbesluit sal neem om 'n nuwe wynsak te wees in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, weet jy daar, my inleiding het ek iets pragtigs geskryf en ek het dit nie vir u gegee nie. En toe ek bid, ek dink ek daaraan. Daar's 'n Afrika spreekwoord, 'n spreekwoord wat hier in Afrika op is. As die ritme van die dromme verander, moet jy jou danspassie aanpas. As die ritme van die dromme verander, moet jou danspassie aanpas. En vanoggend is die uitdaging, is jy bereid om jou danspassie te verander en aan te pas, sodat jy 'n nuwe wynsak vir die Here kan wees. Mag die Here u seën. Onthou asseblief, as jy vir die werk van die Here 'n offer, 'n dankoffer gebring het, kan jy dit net daar insit. Ek wil net weer bevestig, as u tiendes in 'n koevertjie sit en daar ingooi, daai tiende in die koevertjie gaan na die gemeente toe wat jy aandui. Dit moet gaan. Dit is of na die AGS hierbo, of na die Volle Evangelie Kerk toe, of na die PPK's toe, of waar ook al. Die geld wat in die koevertjies kom, word nie hier gehou nie. Dit gaan na die gemeente soos wat u aandui. Daar agter is koevertjies van die AGS Kerk en van die Volle Evangelie Kerk, wat jy kan gebruik daar op die tafel. Die Here seën u, geniet vandag, en ek kyk uit om Sondagoggend DV u weer te verwelkom. Wanneer ons gaan kyk, het God 'n lang neus. Amen. Baie dankie, broeder. Halleluja. Ons is so bly.